Al hierdie mooi dinge gebeur in 2 weke se tyd, letterlik in 14 dae. Daar sê, my naam is Henry. Ek is oorspronklik van Burgersdorp, gebore in Baakliewes hier in Noord-Kaap, so nie baie ver hier vanaf nie. Eintlik dan, maar 'n ou Noord-Kaapenaar. Ja, ek het groot geword in 'n huis waar godsdiens was, maar dit was nie altyd die alfa en die omega nie. Was wel beoefen, maar ja, ons was maar lou Christene as ek dit so kan stel. My pa het groot geword in 'n baie groot Christelike huis. Ja, en ons is kerk toe en ons is gedoop en so gaan dit aan. Gewerk by korrektiewe dienste, later verlaat die duikding gaan doen, skoolleiding en so aan. In 2016 lees ek die Bybel en ek wil graag hierdie stukkie net aanhaal in Handelinge 2 vers 38 waar Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. En hierdie teksvers sit in my kop en ek besef, vandag is die dag. En ek gee my lewe vir die Here en ek maak die 180 grade draai en ek stap weg van dit wat lelik is en ek neem Jesus aan as my saligmaker en my verlosser. Daarop volgende lees ek toe Markus 16 vers 16. Ek haal ook aan en Jesus sê, hy wat aan hom glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Daarin dan besef ek, dis 'n direkte opdrag van Jesus, en ek bel hom Koos, en hom Koos sê, Henry, kom, en ek laat my doop. Een van die beste dinge wat in my lewe kon gebeur het in 2016. Daar is ek gedoop, en ek word 'n disipel van Jesus. Ek begin ook so my bediening op sosiale media, met Facebook, Footprints for Jesus, Evangelism. En die bediening groei lekker op die sosiale media. Ek dink ons is nou so op 13,000 followers vir dit. Baie lekker. En ek begin ook 'n evangelisasiegroep, waar ons uitreikings en so meer doen. Ag, sommer die man op die straat, net 'n bietjie bemoedig en 'n bietjie praat en die woord bring. So stap die tyd, en 'n mens dink jy is nou 'n warm Christen, jy is reg. In 2018 bid ek en ek vra vir die Here om vir my geld te gee vir 'n kar, want ek wil graag sy woord gaan verkondig. Ek staan die oggend op, die eienaar van die garage kontak my en sê vir my, Henry, ek hoor jy sal belang in die kar. Ek sê, ja, verseker. Ek sê, wil graag die kar hê, want ek wil evangelisasie gaan doen. Hy sê, wel, ek sê, kar vergeet in 'n bedrag van 60,000, en ek sê, baie dankie, dis 'n lekker groot afslag. Ag, so gaan ek aan. Die volgende oggend kom my bankbestuurder by my en sê vir my, Henry, ek is 'n bietjie na jou profiel gaan kyk, jy kwalifiseer vir 'n lening van 60,000 rand. Ek sê, prys die Here. En ek gaan deur en ek gaan plaas daai geld onmiddellik oor en so kry ek die kar. En so kan ek mense bereik en besef ek net dat God is groot. Ons moet net vra en bid en hy sal vir ons gee. Verder, in 2016 gaan ek met vakansie, hier op Gariep. Ek sal het nooit vergeet, die 8 Oktober 2016, die aand bid ek en ek vra vir die Here, ek wil graag eendag hier kom werk. Ongelukkig 2 dae daarna, die 10de Oktober, as my ma oorlede, ons het sommer die diens hier gehou, het was lekker gewees, het was geseënd gewees. Ja, en ek het vrede gevind, want ek is 'n kind van die Here en ons het aangegaan. So 'n paar jaar daarna ontmoet ek vir Stella en vir Roos toe op die pad daar in Piketberg. Nadat die Here vir my gesê het, ek moet vir hom begin werk en Roos sê ek moet kom. En ek kom toe nooit nie. Die rede is ek het nou katte.
En ek besef toe op 'n stadium, toe dinge baie verkeerd gaan in my lewe, baie lelike dinge met my gebeur, besef ek, maar ek was ongehoorsaam, en God het vir my 'n kans gegee, wat ek nie gebruik het nie. Nietemin, die 4 Desember 2025, kom ek hier aan by die huis en ek bid en ek vra die Here weer. Ek sê, Here, ek is reg, ek is gereed. Ek wil regtig vir U werk. Nou so 2 jaar terug het ek begin in die bediening in Burgersdorp by The Living Christian Church. Daar het 'n profeet vir my gesê dat ek sal nog groot dinge vir die Here doen. Ek het toe nog gedink, omdat ek in die bediening gaan by hierdie Living Christian Church, dis dit. Dit was toe nooit dit nie. Soos ek sê, die 4 Desember bid ek en die Here sê vir my, in my gebed vra ek, Here, maak vir my 'n pad oop, ek is nou reg, Here. Ek weet as baie struikelblokke, maar ek glo en vertrou, ek het gegroei in my godsdienst, ek het gegroei in my lewe. En ek besluit, ek gaan sommer 'n WhatsApp vir Roy stuur. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Ek die lekker WhatsApp, want onthou nou net, as kind van die Here het ek regtig skaam gekry, omdat ek hom nou al gedrop het, en ek het Jesus nou al gedrop in my lewe. So ek tik die WhatsApp, en die boodskap wat ek van Roy af vir die voice note is, Henry, jy is welkom. Onmiddellik weet ek, dis die ding. Right. Ek bid, ek sê, Here, nou moet U vir my 'n teken gee, want dit waaraan ek vasgehou het, hierdie afgode, hierdie katte, wat my al in my lewe lang vasgehou het, kan ek bevestiging kry asseblief? Die volgende aand gaan ek na 'n vriendin toe, Magda. En Magda sê vir my, ek sê, Magda, hoor jy so, ek het gisteraan met Royce gepraat, ek gaan sendingwerk gaan doen. Die eerste ding wat sy vir my sê is, kan ek die katte kry? Ek sê, prys die Here. Ek sê, Here, is dit nie 'n teken as jy dan weet ek, dan is my naam nie Henry nie. Ek is so opgewonde en ek is regtig, ek jubel en ek juig. En ek gaan huis toe en 2 dae daarna sit ek aan my kantoor en hier stap 2 ouens in. Een se naam is Efraim van Nederland, ander ou se naam is Jakob. Hulle het nou net 'n toer gehad deur Israel. En hulle kom en hulle sê vir my, hulle wil net vir my sê dat hulle is gestuur deur God en dat ek sendingwerk sal doen. Ek sê ja, ek weet. Ek gaan School of Fire toe. Nie sê hulle weet dit, maar hulle wil net vir my sê, ek sal nog in Israel gaan draai. Ek sê Here, deur U is alles moontlik. En dis toe my tweede bevestiging wat ek kry. Ekskuus. Hulle deel dadels uit wat hulle van Jordanië afgebring het, en ons eet die dadels, en Jakob doen 'n gebed, en daar is hy weg. Ek kom by die huis, ek sê, Here, U is so goed vir my. Daar is nog 1 struikelblok, voor ek enigiets verder kan doen, die huis. Ek bel vir Christo, sê Christo, dis die storie, almal is bly, familie is bly, almal is bly. Ek sê, bel vir George gaan die huis koop. Die hele tyd, die Here plant hierdie sade by my. Christo bel vir George sê, ek vat die huis. Ek wil net getuig vandag, ek wil net sê, al hierdie mooi dinge gebeur in 2 weke se tyd, letterlik in 14 dae. En so word die huis toe verkoop aan George.
Soos ek sê, binne 14 dae is alles afgehandel. 3 weke voor die tyd is ek gepak. Ek jubel en ek juig en my hart is vol van God. Ek wil ook net so 'n bietjie teruggaan aan my tyd in 2021. Ek was 'n roker en 'n drinker gewees. En soos ek sê, toe ek bekeer het ek gedink, ek is op dit. Maar toe al hierdie goed gebeur, toe besef ek net, nee, dis nie die storie nie. So het ek in 2021 opgehou drink. En ek letterlik het God my gered. Ek het net opgehou, dis dit. Maar ek het nog gerook. En seker 6-7 maande daarna, kom ek by die huis. En terwyl ek so by die trappe opstap, sê die Heilige Gees vir my, Henry, vandag is die dag. En ek het my pakkie sigarette gevat, en ek het my lighter gevat, en my asbak gevat, in die asdrom gegooi, en ek het gesê, Here, al wat ek vandag van U vra, haal die smaak uit my mond uit. En dit was so, tot vandag toe, prys die Here vir dit. Nooit weer rus geraak vir 'n sigaret nie, niks. Ek het ook 'n ervaring gehad in 2016, net na my ma oorlede, as ek by die huis gekom het, met 'n kat van my. Nou, ek begin altyd weer vir die ouens te sê, as jy nie 'n kind van die Here is nie, as jy nie my storie geglo tot nou toe nie, as jy nie dalk 'n besluit geneem het tot nou toe wat ek vertel het nie, dan gaan jy dalk hierdie nie glo nie. Maar kinders van die Here glo dit. Dis 'n Sondagoggend, ek lê in my bed, ek moet kerk toe gaan. Ek hoor in die agtergrond, hier kom 'n ou oom af met 'n hond altyd. Hy maak bollels bymekaar, dan gaan verkoop hy dit. Ekskuus. Nou, ek het op die agterstoep, het ek so 'n dierehospitaal wat ek my siek katte goed beheer, maar daar is onder andere so 'n ou siek dun kat. Hy kan nie afkom daar nie. Ek lê op die bed en die volgende oomblik hoor ek hoe byt 'n hond hierdie kat. Ek weet nog nie baas daarom, dis hierdie kat nie, ek loer af. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Ek kyk af, ek sien regtig, dis hierdie kat. Nou die eerste wat my opkom is, hoe die kat daar gekom. Wat gaan ek nou maak? Min besef ek, dat Jesus vir my 'n storie vandag wil vertel. Dat Jesus een van die grootste wonderwerke wat ek in my lewe nog gesien het, vandag gaan gebeur. Ek tel die kat op, pap, vuurwarm, hy hang soos 'n tou in jou hand. Ek vat hom op huis toe, stap op by die trappe. Ek stap my ma se kat se boks toe, ek sit die kat neer, want ek moet nou ordenig aantrek om te begrawe. Dit is seker so 10 meter wat ek stap. Op pad na my kamer toe. Sê die Here vir my, Henry, waar is jou geloof? Dit was 'n moeilike ene. Ek gaan op my knieë, ek staan by die bed. Al wat ek gesê het, Here, ek is lief vir daai kat. As dit U wil is, spaar hom vandag vir my. Mense, toe ek opstaan en omdraai, toe kom daai selfde kat, wat pap in my arms was, sekondes terug, na my toe aangehardloop, sonder 'n bytmerk, sonder enige iets, en ek raak mal. Ek skree, God lewe. So by so dat die bure wonder wat gaan aan, en ek vertel van die storie. En ek was regtig vandag toe, so ek kry eintlik hoendervleis. By God is enige iets moontlik. As jy met enige iets in jou lewe sit, met enige iets wat jou pla, gaan na God toe.
Die woord sê vir ons, jy is spesiaal. Elke mens is spesiaal. Hy het jou geken nog voor jy gebore is. Hy het jou in die moederskoot geweef, hy het jou niere gemaak. Hy weet elke ding, hy weet alles. Jy kan regtig na hom toe gaan. Wel, ek is toe nou hier, en ek het alles gepak, ek kom hier aan, en ek besef op my pad, daar's nog een struikelblok. Ek het nog so 'n bietjie skuld by die bank. Ek twyfel nie verder nie, want ek weet die Here het my gesê, sal al die paaie vir my oopmaak. Maar jy weet, soos het enige mens doen, jy sit maar in die agterkop, sit jy en jy wonder, wat gaan gebeur, hoe gaan jy doen, wat gaan gebeur? En letterlik 3-4 dae terug, gaan ek deur my getuienis en ek sit in die karavaan weer en ek wil amper vir jou sê, ek beklei met die Here, ek sê, Here, U het gesê, Henry, ek sal vir al die paaie gelyk maak, al hierdie struikelblokke wegvat. Wat kan ek doen? Duidelik, baie duidelik, sê die Here vir my in sy stem. Hoekom trust jy my nie, Henry? Hoekom trust jy my nie? Ek raak sommer baie emosioneel as ek net aan dink, en ek staan op en ek sê, Here, vergewe my. En ek kry 'n vrede oor my, soos die Engelse woord sê, ek kry joy oor my, wat ek vir niemand kan beskryf nie. En ek wil net vir elkeen wat hier buite is, wil ek net sê, God lewe, gaan na hom toe. Soos die woord sê, bid sonder ophou. Baie dankie. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het is ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.